Ervaar u die teenwoordigheid van die Here. Ervaar u die teenwoordigheid van die Here vanmôre hier. Terwyl ons in aanbidding is, toe kom die skrif by my, waar die Here 'n ontmoeting met Jakob gehad het. En hy het gesê, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. Vanmôre weet ons, die Here is op hierdie plek. Ons het net so 'n kort tydjie om God te aanbid. Kom ons gee ons alles, kom ons gee ons aanbidding, dat ons die vanmôre hier uitstap en sê, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. Let us praise Jesus now. Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Oh, let us praise, let us praise, let us praise Jesus naam. As ons hande kan lig, kom ons lig ons hande in hierdie plek. Hy is in sy teenwoordigheid. Te midde van jou omstandighede, te midde van jou krisis vanoggend, sê dit vanoggend, halleluja. Ek skuil net by U. Kom ons sing dit vir die Here vanoggend in oorwinning. Here, te midde van die chaos daar buite, ons skuil vanoggend. Ek skuil oor rots van die Heere. Ek skuil. Kom ons sing dit nog 'n keer. Ek skuil net by Here. Ek skuil net by U, o Here. Ek skuil net by U. Ek skuil oor rots van die Heere. Ek skuil net by Here, oor rots van die Heere. Skuil net by U. Kom ons gee die Here prys in hierdie plek, dat hy ons rots is. Ek skuil net by U. Halleluja. Vader, baie dankie vir U genade. Baie dankie, Here, vir die voorreg om vanoggend in U teenwoordigheid te kan staan. Baie dankie vir U onfeilbare liefde. Dankie dat U ons deurgedra te midde
Here, van dit wat ons in hierdie lewe deurmaak. Dankie Vader dat U ons hand stewig in U hand vashou. Here, ons het vanoggend gekom om U te loof, om U te eer, U te aanbid, maar ons het ook gekom vanoggend, Here, om van U te ontvang uit U woord. Ek wil vanoggend bid, Vader, U ken elkeen se hart, U ken elkeen se omstandighede, U ken elkeen, Here, wat vanoggend ingekom het. Ek wil vanoggend bid, Vader, wil U een en elkeen vanoggend ontmoet, Here, soos nog nooit van tevore nie. Daar's 'n lied wat sê, blye versekering, Jesus is myne. Ek wil vanoggend bid, Vader, ten spyte van alles rondom ons, Here, ten spyte van die onsekerheid, dat ons vanoggend hierdie sekerheid het, Here, dat U is ons in, Here, en ons behoort aan U. Seën ons vanoggend, Here. Raak ons vanoggend aan. Here, dat ons vanoggend nuwe hoop sal skep. Dat ons vanoggend, Here, in geloof kan staan en kan weet, Here, dat U is hier, Vader, om ons aan te raak. En wanneer U ons aanraak, Here, sal ons lewe nooit weer dieselfde wees nie. Here, seën hierdie gemeente. En wanneer ons na U woord gaan, Here, wil ek vanoggend bid dat U, Here Jesus, my sal wegneem. En Here, dat die mens vanoggend, Here, U woord sal luister en sal hoor. Heilige Gees, bedien elkeen vanoggend en raak elkeen so aan. Ek bid dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen. Kom ons gee die Here so lieflike prys. Ons sê dankie vir die worship team wat vir ons begelei het vanoggend. Hierdie lied wat sê that I know that there are angels all around. So wonderlik om te weet dat die engele van die Here altyd rondom ons is. Maak nie saak waar ons is nie. Maak nie saak wat in ons lewe aangaan nie. Jesus is altyd daar. En al wat hy nodig het is vir ons om vir hom te roep. Baie dankie Pastor Emilia, Pastor Leanne en die bestuursraad van die Lighuis AGS Gansbaai vir die geleentheid om weer vanoggend hier te kan wees. Dit is 'n besonderse voorreg en 'n eer vir my om hier te staan. Ek en my vrou het al 4 uur opgestaan, 5 uur het ons gery. Maar ons is dankbaar vir die Here om hier te wees. Ek is van Tulbagh, ek het dit laaste ook gesê. Maar dit is altyd lekker om in Gansbaai te kom. Ons het mos nou nie, al wat ons daar het is 'n dam. Nou daar is nie so 'n vars seebriesie wat oorwaai nie. So ons is gewoond aan die dam daar, maar ons is vanoggend dankbaar vir die seebriesie wat hier is. Pastor Emilia, baie dankie. Ons waardeer dit om hier te wees. Ek het vanoggend 'n tema waaroor ek praat. Nou, Pastor Emilia, my vrou, Pastor Gavin, dink was Dinsdag, kan ons so lank die tema kry. En ek was Dinsdag so besig en in die nag, vroegoggend stuur ek die tema deur. Bly in my, geanker en connected in Jesus Christ. En ek wil vanoggend praat oor hierdie woorde, bly in my, wat natuurlik sal uitvloei oor die anker en ook hoe om geconnect te wees aan Jesus Christus. In die tyd waarin ons lewe, is dit moeilik om jou geloof ten toon te stel. As die Bybel sê, lees saam met my in die boek van Johannes hoofstuk 15, en dan gaan ons ook lees Hebreërs hoofstuk 6 vers 19. Ek wil lees Johannes 15 vanaf vers 3. En luister wat sê Jesus aan sy disippels. Hierdie hele gedeelte gaan oor die wynstok en die simboliek wat Jesus gebruik. Maar vers 3 sê hierdie woorde. Hy sê, julle is al reeds rein
deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En dan sê vers 4, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Dan sê vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra wel vrug, veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hebreërs 6 vers 19 sê die volgende, hy sê, en ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het, vir ewig. Hy sê, want ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot die binnekant die voorhangsel. Wanneer ons kyk na hierdie woordjie wat sê, bly in my, soos ek in julle, wil ek vanoggend sê dat wanneer Jesus met sy disippels praat en met vir hulle die simboliek vertel van wat die wingerdstok is, weet ek dat hy baie keer gepraat het oor die wynstok. Maar in hierdie gedeelte bring hy dit nader aan hulle, en hy sê vir hulle dat my Vader is die landbouer. Hy sê, en elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Maar vers 4 sê, bly in my. Die woord bly kom van die Griekse woord wat beteken meno. Bly beteken om te woon. Dit beteken om te vertoef. Dit beteken om aan te hou. Dit beteken om voortdurend in verhouding te leef. Hierdie woordjie bly, wanneer Jesus met sy disippels praat en vir hulle sê, bly in my, sê as ware vir hulle, hierdie woordjie bly, hy sê vertoef saam met my. Hy sê hou aan en hou uit saam met my. Hy sê bly voortdurend in verhouding met my, want hy wat in verhouding met Jesus lewe sal vrug dra. Wanneer Jesus sê bly in my, sê hy nie vir die disipel dis 'n tydelike besoek nie, maar hy sê vir hulle dis 'n permanente bly, 'n permanente vertoewing wat jy met my moet hê. Jesus gebruik hier die gedeelte van 'n landbouer wat besig is om sy wingerd skoon te maak. Hy gebruik dit om te sê, elke loot wat geen vrug dra nie, sal hy onthef en sal hy uithaal, want hierdie loot maak nie sin nie, en dit mors kosbare voedsel en kosbare energie. Maar hierdie loot wat lewe toon, hierdie loot, halleluja, wat toon dat daar is iets om aan vas te hou. Dis hierdie loot wat Jesus gaan by stil staan, en dis hierdie loot, halleluja, wat hy gaan in invest, en dis hierdie loot wat hy gaan sê, ek gaan jou skoon maak, sodat jy vrug kan dra. Liewe broers en susters, ons het nodig om te bly in die tyd waarin ons lewe, in Jesus Christus. In hierdie tyd wat ons lewe, is dit nodig om met soveel boldness en soveel roubas, halleluja, ons geloof uit te leef in die wêreld daar buite, soos die wêreld kan sien dat ons behoort aan Jesus Christus, sodat die wêreld kan kennis neem dat hy lewe, hy se werklikheid, halleluja, en hy sal ons nooit begewe of ons nooit verlaat nie. Bly in my. Dis moeilik vir die disippels om hierdie woorde aan te neem wat Jesus vir hulle sê. Want dis in hoofstuk 14 wat die Here vir hierdie disippels juist sê, ek gaan weg. Ek gaan julle verlaat. Ek gaan nie saam met julle meer wees nie, maar hy begin hoofstuk 14, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Liewe broers en susters, in die tyd waarin ons lewe, het ons rede dat ons hart soms ontsteld kan word.
wanneer dinge vir ons nie in plek val, soos dit moet nie. Maar tog sê hy, bly in my. Ons moet geanker wees, en ons moet connected wees. Hoekom moet ons in hom bly? Hy is die bron van die lewe. Dis hoekom ons in hom moet bly. Ons kan niks doen sonder hom nie. Hy sê in Johannes en sy disippels, dat julle kan niks doen sonder my nie. Hy sê, hy is die bron van die lewe, soos die loot afhanklik is van die wynstok, soos ons afhanklik van Jesus Christus. Baie keer, halleluja, konsentreer ons op ons eie krag. In hierdie wêreld wil ons nie in Jesus bly nie, ons wil nie aan hom behoort nie, van ons het intellektueel, het ons ryk kom word, ons intellek, halleluja, besluit vir ons, wat rigting ons moet gaan, ons intellek, halleluja, vorm vir ons, binne ons self, 'n opinie, oor wie ons in hierdie wêreld is, halleluja, en hierdie opinie word geklauw, deur wat die wêreld sê, wie Jesus Christus is, en dan dwaal ons weg, en ons bly nie meer in Jesus Christus nie. Hy is die bron van die lewe en ons vergeet, halleluja, dat die lewe kom van Jesus Christus af. Bly in my beteken ook sonder hom kan ons niks doen nie. Geestelike vrug kom uit verbondheid met Jesus Christus, om in hom te bly. Ons kan niks sonder hom doen nie, maar hoe dieper ons in hom bly, halleluja, hoe meer kan die Here in ons lewe ingiet, halleluja, hoe meer ons hart vir die Here oopmaak, hoe meer vuur en krag en die Heilige Gees kan in ons woon, van ons toon, afhanklikheid van Jesus Christus. Ek hou van wat Pastor Emilia gesê het, haar getuienis om te vertrou op die Here, om te erken dat hy is my bron. Dawid skryf in Psalm 23 hier die mooi woorde, hy sê die Here is my herder, dan sê niks sal my ontbreek nie, met ander woorde, hy is my bron. Ek sal niks kort kom nie. Bly in my beteken ook om 'n verbond te bring en in verhouding met Jesus te staan. Dit beteken verbondenheid bring vrug, dit bring liefde, dit bring vrede en dit vorm karakter en dit bring dat ons impak in die wêreld kan maak, want ons bly in hom. Die hartseer is om weg van Jesus af te beweeg en nie in hom te bly nie. Hy sê bly in my, beteken ek dwaal weg van Christus af. En hoe meer ek nie aan hom, halleluja, gehoorsaam is nie, hoe meer doen ek wat in my eie gedagtes opkom, en hoe meer ek in my eie gedagtes doen, hoe meer maak ek foute, en ek dwaal weg van die Here af. Bly in my is belangrik om te verstaan. 'n loot mag op die grond lê, en enige tak mag op die grond lê, en hy mag groen lyk, en hy mag lyk asof daar lewe is, halleluja, maar wanneer hier die loot die tets is, halleluja, van die plant kan daar nie lewe kom nie. Ons het baie loot in hierdie wêreld, wat die tets is van die bron Christus Jesus, halleluja, hulle lyk lewendig, halleluja, hulle lyk of daar lewe is, maar hoe langer hulle op die grond lyk, halleluja, sal die groenigheid wat daar in hulle is, sal beginne verdwyn, en hulle sal droog word, en hoe droër hulle word, halleluja, sal hulle net goed genoeg wees om gebrand te word, maar dan sal geen lewe in hulle meer wees nie. Ek wil vanoggend sê, halleluja, as jy nog nie betrokke is in hierdie kerk nie, as jy nog nie betrokke is in die aktiwiteite van die werk van die Here nie, mag jou loot buite groen lyk, halleluja, mag jou loot lyk asof daar lewe is, maar dit is eintlik besig om te sterf. Hoe ken ons hier die lote wat lyk asof hulle lewe? Ons ken hulle in hulle taal. Ons ken hulle in hulle optrede. Ons ken hulle, halleluja, hoe hulle omgaan, halleluja. Ons ken hulle, halleluja, van al wat in hulle mondering en hulle lewe is, halleluja, as om kritiek uit te saai. Al wat hulle sien is probleme. Al wat hulle sien, halleluja, dat dinge is nie reg nie, maar hy wat in Jesus is, halleluja, sal afhanklik wees van die stem van die Here en sal wagten wees op die Heilige Gees en sal funksioneer
meer, soos wat die Gees van die Here wil hê, want hy is geanker, halleluja, in die waarheid van Jesus Christus. Bly in my. Hy sê, soos ek in julle. Wanneer ons in Jesus bly, is ons geanker. Die wonderlikheid van 'n anker, en ons almal bly is by die see, en ons almal weet van 'n boot, en ons almal weet van 'n anker. En wat is die rol van die anker? Die anker is om stabiliteit te bring. Die anker is om standvastigheid te gee. Die anker is om te maak dat niks beweeg, halleluja, wanneer die anker diep sak en in die grond en halleluja, en die seebodem bereik. Wanneer die anker daar is, kan die wind maar kom, en die storms kan maar kom, en wat kan ook al kom, die boot sal nie beweeg nie, want hy is geanker, halleluja, en daarom is belangrik, liewe broers en susters, dat ons geanker moet wees. Want wanneer ons geanker is, lyk ons stabiel, is ons stabiel, en is ons onbeweeglik. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. In hierdie lewe, in hierdie aarde wat ons is daar baie winde wat waai. Daarom kry ons baie afvalliges in die huis van die Here, omdat hulle nooit in Jesus Christus is nie, en omdat hulle nooit geanker is nie. Baie van hulle is soos hier die lote, die tets van Christus, die tets van die kerk, die tets van die werk van die Here. Hulle lyk asof hulle geanker is, hulle lyk asof hulle stabiel is, maar wanneer die een ligte windjie waai, halleluja, dan is dit hulle, halleluja, wat onstabiel voorkom. Dis hulle wat wegbeweeg, dis hulle, halleluja, wat nie kan staan nie, dis hulle wat altyd, halleluja, wanneer jy hulle soek, is hulle nie daar nie, want hulle is nie werklik geanker nie. 'n Anker sien ons nie. Enige anker wat bo 'n skip gesak is, sien jy nie. Al wat jy sien is water rondom hier die boot, halleluja, en die anker verdwyn diep onder die see, en hy tref standvastigheid. Baie keer, halleluja, hoef mense jou nie te sien nie. Maar die vrug sal wys, bo kan ons sien dat hierdie skip, halleluja, is stabiel en standvastig, halleluja. Wonder ons soms, hoe maak hy oor hierdie water? Soms kyk mense na jou lewe, en hulle ken jou omstandighede, hulle weet waar vanaf jy kom, halleluja, en hulle vra vir hulle self, ek weet nie hoe sy dit maak nie, ek weet nie hoe hy dit maak nie, maar u kan vandag getuig, halleluja, dat u te anker wat niemand kan sien nie, in jou binnekamer, halleluja, waar niemand jou hoor nie, praat jy met die Here, halleluja, en wanneer die storms kom, wanneer hulle plat val, halleluja, staan jy op, halleluja, want jy is stabiel. Van Jesaja 42 sê, dat die geknaakte riet sal hy nie verbreek nie, en die dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. Al het baie se riete geknaak, het jou riet standig gebly, want jy is geanker in die Here. Ons moet geanker wees in die tyd wat ons lewe. Daar is so baie doemprofete in die tyd waar ons lewe, en so baie mense wat hier die woord kommersieel maak, en geldheid dit maak, en mense volg dit blindelings, halleluja, omdat hulle nie 'n anker het nie. Mense lees nie meer die woord van die Here nie, hulle luister wat ander sê, omdat hulle nie 'n anker het nie. Mense volg blindelings, halleluja, wat mense vir hulle sê, maar hulle volg nie Jesus Christus nie. Ek wil vanoggend sê, kerk van die Here, wanneer ons, halleluja, Jesus Christus volg, sal dit met ons goed gaan, sal dit met ons gemeenskap goed gaan, sal dit met ons huis goed gaan, sal dit met ons dorp goed gaan, want ons het Jesus Christus as ons leidsman. Ons moet stabiel wees, 'n anker van die siel, ankers wat jou hou wanneer die golwe slaan. Miskien het u vanoggend ingekom
omdat U net wil kerk toe kom, maar diep binne in jou is daar onsekerheid. U weet vanoggend dat U is onstabiel. Maar hy is vanoggend hier om vir jou te sê, ek is hier om vir jou hoop te gee. Ek is hier om die ewige anker in jou lewe te wees. Ek is hier vanoggend, halleluja, om vir jou te sê, Jesus staan met oop arms en hy wag vir jou. Kyk die lood wat in die wynstok is, produseer in die lewe nie. Hy ontvang lewe van die wynstok. Ons moet geanker wees. Die storm van die lewe toets ons koneksie. Die storms van die lewe toets ons hoe sterk ons anker is. Storm van die lewe toets ons fondasie. Liewe broers en susters, ek wil die volgende illustrasie maak en sê dat ons moet werklik gekonnek wees. Connection beteken nie, jy behoort aan die Here nie, maar connection beteken, en ek wil hierdie illustrasie gebruik van 'n ketel vol water, ingeplak. Maar niks gebeur nie. Alles in hierdie ketel lyk reg. Hy het 'n draad, hy het 'n plak, hy's ingeplak en het water, en al wat moet gebeur, is dat hierdie water moet begin kook. Maar hierdie water gaan het kook wanneer daar krag deur hierdie kort kom na die element toe, die element warm kan raak, en wanneer hierdie element warm raak, sal die water kook, halleluja. Maar ek wil vanoggend sê, wanneer hierdie plak teen die muur nie aangeskakel is, sodat daar krag kan deurvloei nie, gaan daar niks gebeur nie. Ons sit met kerke vol mense, halleluja, wat ingeplak is sonder die krag, halleluja, en die Here wil vanoggend sê, ons het alles wat reg lyk, halleluja, ons het mooi geboue, ons het mooi kerke, halleluja, ons is ingeplak en ons is op ons plek, maar die krag van die Here kan nie neerdaal nie, omdat ons nie aangeskakel is nie, en het tyd geword dat ons gekonnek moet word met die bron, halleluja, sodat krag kan deurvloei, sodat daar 'n borreling in jou lewe kan plaasvind. God wil jou laat borrel. U laat toe dat mense jou inplak. U laat toe dat die vol, halleluja, geskep word en dat jy gevul word met alles wat nodig is om gevul te word. Maar al wat ontbreek is die ware konneksie van die Heilige Gees. Wanneer jy met Jesus se pad loop en jou alles vir die Here gee, kan dit maar hoe rondom jou lyk, God sal vir jou deurkom. Daniel maak 'n besluit van hy's geanker in die Here. Belsasar, hy sê vir die koning se leiwagte en sy diensknegte, terwyl hulle hom op die proef wil stel, hy sê, neem alles weg en laat ek my eie spys volg. En dan toets julle my en kyk of ek voldoen. In die hitte van die stryd maak Daniel 'n besluit. Die volgende, die koning kondig aan dat almal moet die goue beeld aanbid en niemand mag tot hulle God bid nie. Daniel is geanker in die Here. En hy gee nie om wat die bevel is van die land nie, hy gee nie om wat die bevel is van die koning nie, hy sê ek is geanker. En die Bybel sê, maak sy vensters oop en hy bid 3 keer 'n dag, halleluja, ongeag wat die bevel was. Want hy is geanker. Hy het geweet hy gaan tronk toe, hy het geweet daar is 'n prys om te betaal, hy het geweet wat gaan kom, maar hy gee nie om nie, want hy vertrou dat die Here vir hom sal deurkom. Ek en u vandag het ons genoeg vertroue om in Christus te bly. Ons lewe in 'n tyd van anxiety en stres, soveel so dat mense tot op die punt gedryf word dat hulle dit nie meer die lewe kan hanteer nie, tot selfmoord.
En wat dryf my tot selfmoord is omdat ek nie geanker is nie. Daar is geen stabiliteit in my nie. Al wat ek sien is 'n donker kol. Al wat ek sien is 'n donker gat. Dit gaan moeilik met my, halleluja, maar ek kan net nie deurbreek nie. Vanoggend wil die Here vir jou sê, bly in my. Habakuk sê die volgende, Here, al sou die vyeboom nie bot nie. Hy sê, al sal daar geen vee in die kampe meer wees nie. Hy sê, nogtans sal ek jubel, nogtans sal ek jy, want ek het 'n anker, halleluja, ek het 'n anker waarin ek vashou, en hierdie anker is Jesus Christus, halleluja, ek het 'n koneksie, want ek hoor van die Here, baie keer hoor ek van Jesus, halleluja, en dit maak nie vir my sin nie, maar ek sal aanhou. Somtyds vra ek, en dan sê die Here nee. En ek verstaan nie. Somtyds dink ek dis 'n deur wat vir my oopgaan en dan maak die Here dit vir my toe. En ek verstaan dit nie. Soms gaan dit moeilik in my huishouding en ek verstaan nie, en baie keer laat die Here somtyds swaar kry toe. Die Here laat somtyds toe dat dinge in ons lewe gebeur, halleluja, sodat ons hom kan soek, halleluja, en wanneer ons hom vind, sal die Here vir ons, halleluja, dit wat onmoontlik gelyk het, vir ons moontlik maak, sodat ons kan getuig aan die wêreld daar buite, dat hy's nog dieselfde Jesus. Jou stryd is nie die einde nie. Jou krisis is nie die einde nie. Jou siekte is nie die einde nie. Wanneer jy geanker is, wanneer jy in Jesus bly, wanneer jy connected is, halleluja, sal die Here vir jou die uitkoms gee. Kom ons bly in hom, soos hy in ons. Die Hebreërs sê ons het 'n anker van hoop, van die siel, al slaan die golwe rondom ons. Griekse woord vir 'n anker, wil ek vir u sê, en daar's verskillende Griekse woorde, maar dit is 'n besonderse woord, wat uit Grieks vertaal word, hy sê ankira, dit letterlik beteken 'n anker van 'n skip, iets wat vashou, iets wat keer dat jy wegdryf. Dit is wat anker beteken, dit keer dat jy wegdryf na baie dinge. En in hierdie wêreld is die anker van die mense somtyds drank, somtyds vriende, somtyds rykdom, somtyds dinge wat niks vir jou beteken nie. Ons heg waarde aan goed wat niks vir ons kan help nie. En hierdie goed waarin ons vashou, dryf ons weg. Maar 'n anker beteken sekuriteit te midde van storms. Dat jy daai sekuriteit het, dat hierdie anker van my hou, al is die storm hoe. Ek het daai sekuriteit. Dit beteken daar is 'n vaste punt rondom my. Ek hoef nie te vrees nie, want ek het 'n vaste punt rondom my. Dit beteken ek het hoop om aan te gaan, want dit sal ook verbygaan. Net soos ek net toe gesê het, dat die anker onsigbaar is, maar die skip is bo water, net so is Christus in ons lewe en in ons omstandighede baie keer onsigbaar, maar dit is hy wat keer dat ons wegdryf. Dis hy wat keer dat ons vergaan. Dis hy wat keer, halleluja, dat ek my lewe in 'n chaos beland. Dis hy, halleluja, wat my weer terugbring na orde toe. Want hy is my anker. 'n Anker werk nooit deur beweging nie, maar 'n anker beweeg deur vas te bly. Ons het baie vrae en baie raad wat ons soek en ons beweeg oral, want ons het probleme en ons wil oplossings hê, ons soek kits oplossing. Die Here wil vanoggend sê, staan stil. Laat jou anker sak. Wees onbeweeglik, soos Paulus sê, en wees standvastig.
Ek sal vir jou die uitkoms gee. 'n Anker sak stil weg. En wanneer hy gesak het en grond gevind het, bly hy daar. God wil vanoggend vir jou sê, is jy bereid om te sak? Is jy bereid om te wag op die Here? Is jy bereid om te sê, Here, hier is ek weet nie wat kant toe nie. Hier is soveel storms rondom my, juis in hierdie storm, en in hierdie omstandighede, en in hierdie krisis. Laat sak jou anker, want hy is naby aan jou. Kom tot verbinding van die Here. Connection of verbinding beteken koinonia. Dit beteken gemeenskap. Dit beteken deelgenootskap. Dit beteken intieme verbondenheid. Dit beteken 'n gedeelte lewe. Dit beteken dat ek het koinonia, nie net met Christus nie, maar ook met my gemeenskap. Ek het verbondenheid, nie net mense in my familie nie, maar ook met my gemeenskap. Ek het deelgenootskap. Kom, laat ons koinonia, soos wat die Here wil hê. God wil vanoggend vir ons sê, daar is 'n anker, en Jesus is sy naam. Hy sê, bly in my, en ek wil afsluit met hierdie woorde, bly in my, soos ek in julle. En miskien voel jy vandag ver van Jesus af, maar hierdie woordjie, soos ek in julle, sê vanoggend dat hy is alreeds saam met julle. Hy is alreeds saam met my. Sê hy is alreeds hier om my hand vas te hou, maar die opdrag is baie duidelik vanoggend. Bly in my. God ken vanoggend jou hart. Hy sien jou gebrokenheid. Hy sien vanoggend hoe stikkend jy is. Hy sien vanoggend waardeur jy gaan. Hy ken jou gedagtes vanoggend. Daarom sê hy vanoggend, bly in my, soos ek in julle. Kom ons sluit ons oë in hierdie plek. Ek wil saam met jou bid. Ek sê, Here Jesus, wees weer my fondasie. Wees weer my anker. Wees weer my lewe. Ek kies om in U te bly. Nie net 'n naam nie, maar ook in verhouding. Is daar iemand in hierdie plek wat gebed nodig het? Wat voel moontlik dat die lewe besig is om U weg te dryf en dat die anker nie standvastig is nie? Ek wil baie graag saam met jou bid. Jy kan net die hand opsteek. Daar is 'n hand. Is daar nog 'n hand? Daar is 'n hand. Daar's nog 'n hand. Is daar nog mense wat wil hande opsteek? Hier, hy is ons anker vanoggend. Wil jy na vore kom vanoggend? Hulle wat hulle hande opsteek, wil jy vanoggend na vore kom? Ek wil baie graag saam met die bid. Pastor Emilia wil baie graag saam met die bid. Wil jy vanoggend kom? Hy is vanoggend hier om jou te herstel. Hy is vanoggend hier om jou aan te raak. Hy is vanoggend hier om jou daai sekerheid te gee. Hy is vanoggend hier. Niemand kyk rond nie. Kom na vore vanoggend. Hy is vanoggend hier. Hy is vanoggend hier. O, halleluja. Hy is vanoggend hier. O, dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here. Kom ons bid vir hulle. Kom ons vat elkeen een en ons bid vanoggend soos die Here wil hê en soos die Here ons lei vanoggend. Ek skuil net by U. O rots van die eeue, ek skuil net by U. Vader, baie dankie dat U woord en U gees vanoggend met ons gepraat het.
Dankie Here dat U die naprediker van hierdie woord is. Here, miskien sit hier vanmôre iemand wat net voel dat sy boot het net weggedryf, wat nie vrymoedigheid gehad het om op te staan vanmôre nie. Dan bid ons nou dat elke een 'n besluit sal maak dat Jesus hulle anker sal wees van hierdie oomblik af. Vader, ek dank U dat U ons in hierdie week deurdra. Vader, ek dank U dat U ons vashou. Ek dank U vir nuwe besluite wat vanoggend gemaak is. Een ding is seker, sonder U kan ons nie. Ek bid vanmôre dat U Heilige Gees die naprediker sal wees en dat U in hierdie week besig sal wees met mense, laat die Gees van God met mense sal deel en Here, dat ons presies dit sal doen wat pastoor vanmôre gelees het. In U sal bly, sodat U in ons kan bly, sodat ons kan vrug dra, want aan die buitekant is mense wat God nodig het, wat ons gebruik as vrugdraande lote. En ek bid, Vader God, dat hierdie gemeente sal opstaan in die naam van Jesus vir Jesus, dat ons die lewe in die lig van Jesus sal gaan uitdra. En ek dank U daarvoor. Ek dank U vir 'n week van oorwinning. Ek dank U vir 'n week van deurbraak. Ek dank U vir 'n week van geestelike groei, dat ons tyd sal insit om U aangesig te soek soos nog nooit tevore nie. En dat U elkeen van ons diensbaar, bruikbaar sal maak tot lof en tot eer van die Here. Ek sê weer, ons het 'n anker wat ons vashou. Hoe ook al die storms oor ons vou, vaster aan die rots klou ons altyd meer, dieper in die liefde van ons Heer. Help ons om weg te kyk van omstandighede en op te kyk na U, dat ons sal kyk na 'n groot God wat kan doen, ver bo wat ons kan bid of kan dink. Ons moet net in U bly en U bly in ons. Word verheerlik in hierdie dag. Here, baie dankie vir pastoor Gavin en sy vrou, wat ons kom bedien het vandag. Dankie dat ons seën en guns op hulle kan afbid. Here, in sy kapasiteit as die voorsitter, die streeksleier. Here, wil ons bid dat U hom bekwaam, meer bekwaam sal maak, sal toerus, en dat Here, dat U ons streek sal oplig tot lof en eer van U naam, dat ander streke kan sien, hoe word dit gedoen, omdat ons God in ons lewens eerste stel. Seën hom ryklik, seën sy familie. Here, as hy enigsins 'n behoefte het, U ken dit. Ek dank U. God is able to provide far more than we can ever imagine or think. Hou hulle getrou, saam met hulle kinders, saam met sy gemeente in Tulbag, hulle bediening daar, laat die bediening groei, laat die bediening floreer, in die naam van Jesus, roep ons daar, dat sondaars tot bekering sal kom. Hou U hand oor U kinders, in die naam van Jesus, en ons dank, ons loof en ons prys U. Amen. Kan ons die Here 'n goeie lofoffer gee?